Goeiedag kykers, ons is baie bly dat u weer inskakel by ons geselsie hierso oor godsdienst en koerante. Ons saai hierdie uit op Homebase TV van die KP en is ook beskikbaar op YouTube en op WhatsApp ensovoorts. Hierdie week het ons weer eens hierso vir Richard. Welkom Richard man, ek is Dankie. bly jy hierso so betyds gemaak daarso, jy was mos nou weg gewees met ander opnames. Ander opnames gehad, so ons is daarom veilig terug, ons is dankbaar. Nou, waar jy mee te begin daar? Wel, interessant, nee, World Rhino Day. En daar so sien ons net die prentjie, is allemaal groot horing daai hoor. Lyk my is nie meer elke hond kry sy dag, nie elke dier kry sy dag, nie elke renoster ook. Ek leer elke keer iets niets. Dis interessant, het sê so, as the Globe marked World Rhino Day yesterday, conservationists stressed that rhino horns are not trophies, but vital survival tools essential for the feeding, defense, and social interaction in the wild. Pictured is Oepiata Ranger and head caregiver Zachariah Mutai, with one of the last northern white rhinos in the world. Dis 'n hartseer nie. Ai, ag, traag. Yeah, 35-year-old Nayin in Oepiata Conservancy, like Paida County, Kenya, early this year. Soos in Kenya wat hierdie afgeneem is. Nou kan jy nou die prentjie sien. Nou, dis allemaal groot meneer wat daar staan. En hy vat hom, is dit 'n mak ene of wat? Lyk my so. Ai, Lyk my so. Dis am hartseer dat hulle hom so uitgemoor is aan dit is so groot absoluut, sonde, dit is so iets groot sonde. vreesliks. Sjoe. So. Nou, jy praat so oor die renosters. Ek het nou 'n ander storie, heel interessant. Kyk hierso. Wel, 2 van hulle heel bo is renoster horings by man gevind, vermeende stroper vasgetrek. Dankie tog. Hulle moet hom aan die tronk gewoon die stedels weggooi om. Ja, absoluut, ja. Ek stem saam. Maar dan is 'n ander hierso, alles loop reg. Behalwe as renoster hom vir jou vervies. En hier's nou 'n prentjie. Kyk hy bakkie, o my jene, dit is vreeslik. Die renoster hom nou vervies vir die bakkie. Ek is baie bly hy het nie die bestuurder in die hande gekry nie. Maar daar's 'n video hieroor. Ons nou nie tyd om 'n video speel ongelukkig nie. Ja. O, moet hom asseblief vir my aanstuur. Ja. Ek dink as die kykers ook wil sien, kan hom vir hulle aanstuur. Ja. Sjoe. Hierdie man, kom ek lees vir jou so. Dit sê so, ons is alright, maar die bakkie is minder. So sê Willie Viljoen, nadat 'n wit renoster, wat so wat 15 jaar oud geskat word, Vrydagmiddag vir groot skade aan sy Toyota Hilux bakkie gesorg het. Oomblikke nadat die renoster op 'n plaas in die Noord-Kaap afgelaai is. Viljoen, eienaar van Willie Viljoen Wildbedryf, het die renoster vroeg die dag van Tapazimbi in Limpopo vervoer. Soos hy al honderde kere wat voorgemaak het, wanneer hy wild aflaai, het hy agterop die bakkie of wildwaantjie se tralies by staan. En het wys daar op die video die renoster nou afloop uit die bakkie uit daar, hy gaan die veld in en hy maak so 'n draai en hy kyk en hier kom hy vir die bakkie. Ja, en hierdie Willie is daar agterbo op die trailer, né? Gelukkig hy het nie die trailer aangeval nie, maar hy kom en hy stamp, elke kant stamp en so het hy daar en hy nou goed vasgevat. So as 'n renoster is nie 'n speelding nie. Ja, is nie troeteldier nie. Is nie 'n troeteldier nie, onthou dit nou. Sjoe. Ja. Jong, jy weet dat hierdie afgelope week so baie groot dinge gebeur en groot dinge in die nuus. Ek het gesien, ja, sjoe. Die een ding was die van Charlie Kirk wat 'n geweldige opslag wêreldwyd gemaak het. Dan was dan natuurlik die wegraping, ons het gepraat wegraping. Ek sien oom is daarom nog hier, so ek is dankbaar. Ja, ek so bly ek kan nie alleen praat op so 'n program nie. Ek is bly ek moet 'n praatmaat hê man. Ja, ek is bly jy is ook nie weg nie. Ja. Dis 'n groot ding daar. En dan was daar 'n klomp op kerklike dinge, ook 'n klomp berigte van die NG Kerk daar in Hermanus is daar nou gedoentes waar nou al die gelowiges saam vat en saam nagmaal hou en so voorts, maar Tjoe. ek los maar daarin vir volgende week, ons gaan nie by alles uitkom nie. Maar hier is nou 'n prent hierso van Donald Trump en Charlie Kirk se vrou en Donald Trump lyk regtig bedroef hierso en sy Charlie Kirk se vrou huil daar, né? Kirk, die martelaar, vergelyk met Ali Elvis. President Donald Trump van Amerika omhels Erika Kirk op 'n gedenkdiens Sondag vir 'n man, die vermoorde
konservatiewe kommentator. Ok, hier sien hy's 'n konservatiewe kommentator. Hy's nie 'n teoloog of 'n politikus of wat ook al nie. Hy's 'n konservatiewe kommentator, Charlie Kirk, by die State Farm Stadium in Arizona, Amerika. Volgens die BBC het Trump hom geloof as 'n Amerikaanse held en martelaar. Trump was die hoofspreker op die diens voor 10.000 roubeklaars. Om 'n president van jou land te hê as 'n hoofspreker op jou begrafnis, dis nie, dit is ongewoon, hè? Trump sê verder, Kirk sal nou vir ewig lewe, en hy is nou 'n martelaar vir Amerikaanse vryheid. Ja, vryheid van spraakvryheid, né? In kontras met dit het Erika gesê, Charlie wou 'n jong man soos die een wat sy lewe beëindig het, red. Ek vergewe hom, want dit is wat Christus gedoen het. Die antwoord tot haat is nie nog haat nie. Volgens CNN het Trump nuwe waarskuwings uitgereik dat hy op Kirk se sluipmoord sou reageer met optrede teen radikale linkse groepe wat hy daarvan beskuldig het dat hulle geweld teen konservatiewe aanhits. Hy het teen die media en progressiewes uitgevaar. Volgens Fox News het 90.000 mense die diens bygewoon en dit vergelyk met ander groot begrafnisse soos Elvis Presley, 80.000 en Muhammad Ali, 14.000. En dan sê ander berigte dat oor die 2 miljoen mense kyk op die internet na sy begrafnis. Insluitende ek en my vrou. Ja. Nou ja. Ja, dit was baie groot geweest. Ja. Dan het ons hierso 'n nuwe onthulling oor Kirk verdagte. Dus die Amerikaanse activist Charlie Kirk se vermeende sluipmoordenaar was glo in 'n verhouding met sy transgender kamermaat. So sy kamermaat was transgender geweest, lyk dit my. Ja, jy sien, dit is hierdie mense wat transgender verwantskappe het, hulle wil net almal doodmaak, ons het laas gepraat. Ja, dit kom daarop neer, wat ons laas keer ook van gepraat het, is dat mense wat 'n verstandelike probleme het hulp nodig. En nou word dit gesê dat dit is normaal. Verstaan, en dit is waar dit nou uitkom, die mense het 'n probleem. Wel, jy kan sien, die gevolglike optredes is herhaaldelik nie normaal nie. Ja. Hierso staan 'n vermeende skieter van Charlie Kirk los bekendnisbrief. Dan sê die naamlose kamermaat is 'n transgender man wat besig is om na 'n vrou oor te skakel. En is in 'n romantiese verhouding met Robinson wat vir Charlie geskiet het. Dan eindig af hier. Robinson het gesê het besluit om Kirk te probeer doodmaak omdat hy genoeg van sy haat gehad het. Ek en my vrou het na baie van sy opnames gemaak, ek het nog nie in een van dit gesien enige haat nie, en dat daar nie oor sommige haat onderhandel kan word nie, lei die dokument. Nou ja, jy sê, hulle besef dat as jy iets sê en sê, maar transgender, pas op, is nie korrek nie, dan beskuldig as haat, jy mag nie 'n mond oopmaak, jy mag nie vrye spraak hê nie. En dat is hier so, Charlie Kirk sluipmoord, ongehoor dat ouers polisie help. Het is baie, ek wil sê, was baie verbaas geweest, amper geskok toe ek dit hoor. Onmiddellik het hulle gehelp. 2 herkenning op FBI foto's, dan sê dit hier so, die ouers van die vermeende sluipmoordenaar van die Amerikaanse konservatiewe aktivist Charlie Kirk het lydensklagstate 'n kernrol in hulle kind se inhegtenisneming gespeel. Dankie, ja. Dan sê so 'n berig aan die Daily Maverick, 5-minute berigie. Friday 12 September, daar staan Charlie Kirk, 'n mooi foto van, hy was eintlik 'n pragtige jong man, weet jy, met persoonlik en alles. A widespread campaign of naming and shaming started almost immediately after right-wing activist Charlie Kirk's assassination. The New York Times reports conservative agitators and influencers have actively encouraged people to scour the internet for remarks celebrating the killing and expose those who have posted them online. This resulted in countless lost jobs, suspensions, and internal investigations. Those taking part in the campaign have been celebrating the results. Make liberals homeless again. Take their jobs.
Enrique Tarrio, the leader of the Proud Boys, wrote on X. Nou ja, soos hulle is nou. Kyk, wie sê wat? Is jy vir of is jy teen? Dis 'n storie. Dan sê hierso Kimmel gepos en dis goeie nuus vir FSA, sê Trump. President Donald Trump het Woensdag die kansellering van Jimmy Kimmel se TV-geselsprogram as goeie nuus vir Amerika bestempel. Goeie nuus vir Amerika, die Jimmy Kimmel program wat swak kyksyfers gehad het, is gekanselleer, het Trump op sy sosiale media platform Truth Social geskryf. So daar was baie groot behaai daaroor opgeskop. Ja, as jy iets sê, né? Die mense is nie baie happy oor dit nie, die liberale mense of die woke mense. Ja, Maar die punt wat ek gemaak het, ek het met iemand gesels oor, toe sê ek, die maatskappy waarvoor hy werk, hulle het sekere maatreëls waar volgens jy moet ja. weet wat jy gaan sê en so Wat voort. aanvaarde. Wat is aanvaarbaar, wat is nie aanvaarbaar nie, en duidelik het hy oor die tou getrap. Ja, En nou is hulle almal ongelukkig. So, ai. Hier staan nog 'n bruggie. Kom uit die Voice uit, dat sê Cliff Sparks Kirk debate. Controversial media personality Gareth Cliff has once again stirred up a mix of responses on social media with his recent posts about slain activist Charlie Kirk. The 31-year-old Kirk was killed on September 10 while speaking at Utah Valley University, and his death has sent shockwaves around the globe. Jy kon dit sien op TV, al oor sy TV, verskrikkelijke dekking hiervan, né? In his tribute to Kirk, Cliff dedicated a special episode on his YouTube channel, Truth Report, to discuss the impact of Kirk's life and his commitment to free speech, truth-telling, and the pro-life movement. Kirk was well known for his unapologetic defense of free speech, and defense of truth-telling, and defense of the pro-life movement, and his ability to mobilize and inspire the next generation to think for themselves, om te kan oordeel, reg en verkeerd. Dan gaan aan. In another tweet, he reposted British author and philanthropist J.K. Rowling's post. If you believe free speech is for you, but not for your political opponents, you're liberal. If no contrary evidence could change your beliefs, you are a fundamentalist. If you believe the state should punish those with contrary views, you're a totalitarian. If you believe political opponents should be punished with violence or death, you're a terrorist. Cliff's posts have ignited a heated debate online. Some users resonated with his views, while others called them out. Exactly. When words can't be beaten with reason, the left answers with bullets. Ja, vat hom uit, maak hom dood. Free speech terrifies them because it exposes their lies. And now a man is dead for daring to speak. sure. Jy moet nie waarheid praat nie, jy moet nie korrektheid praat nie, jy moet nie uitwys wat is verkeerd nie, dan word jy doodgemaak. Nou op daai, hierso het ons 'n baie mooi gedeelte wat geskryf is deur Daniel Elof, en dit sê hierso wat Charlie Kirk se dood ons leer. Die sluipmoord op Charlie Kirk laat die lig vel skyn op 'n debat oor woorde en geweld, skryf Daniel Elof. Dit sê so die stof van Charlie Kirk se dood sal vir 'n wyle nog nie gaan lê nie, veral nie in die weste nie. Op oorseese meningsblaaie en sosiale media, en potsendings en YouTube-kanale is almal besig om die gruisame gebeurtenis te herkou. Ek vermoed ons sal eendag daarop terugkyk as 'n draaipunt, nie net in die Amerikaanse politiek nie, maar in die breër westerse beskawing. 'n draaipunt, ja, jy kan nie glo nie. Dit is wat sy organisasie se naam is, Turning Point. Ja, turning point. Hulle wou die gedagtes van die jong mense veral in 'n regte rigting sit. Ja, hulle wou gehad het dat sy hele missie was gewees om dit wat op die oomblik aan die gang is met al die wokeness ja. en al die nonsens wat geleer Nonsens. was en amper by die kinders se kele afgeforceer Ja. word by die universiteite om dit stop te sit en sê luister, maar dit is nie die bedoel van die universiteit en 'n college is nie dit Ja. verstaan. En so ja, Word dit weggevat. in die kaliber van die sluipmoord op president John F. Kennedy van die FSA, die Nederlandse politicus Pim Fortuyn of die Israeliese eerste minister Yitzhak Rabin. Sê dat dit wys jou iets van Kirk se doeltreffendheid
Hy het die vermoë gehad om 'n boodskap wyd te versprei op byna nie ideologiese manier. Nie omdat hy neutraal was nie, hy was duidelik konservatief, maar omdat hy geweet het hoe om te praat sodat gewone mense voel hulle word gehoor. Ja, presies. En hy het vir hulle die mikrofoon gegee dat hulle kan praat. Ja, Kirk het luidkeels en op video gesê wat talle mense gedink het, maar weens die voorafgaande 2 dekades se progressiewe morele polisieering nie bereid was om self hardop te sê nie. 5 jaar gelede sou dit ondenkbaar gewees het dat so 'n golf van huldeblyke oor Kirk, een van president Donald Trump van die VS se groot bondgenote, sou instroom. ja, Trump se tweede termyn het nuwe soort moed geskep. Nie net moed vir sommiges om uit te kom as konservatief nie, maar ook die vrymoedigheid vir ideologiese opponente om te erken dat sekere konservatiewe figure wesenlike bydraes gelewer het. So wat het dus saam met Kirk gesterf? Hoofsaaklik die stil swye dat 'n beskawing sy gesonde debatkultuur moet beskerm. Dis 'n baie belangrike punt. Mens moet kan praat, né? Kirk debatteer en Ja. gedagtes wissel, Kirk, sonder om te skiet. absoluut. Kirk het 'n deurslaggewende funksie vervul, naamlik om konservatiewe idees uit die periferie te geneem het en dit in die hoofstroom te plaas op 'n manier wat duidelik, toeganklik en klaarblyklik vir baie mense aantreklik was. Ja, duidelik, toeganklik, verstaanbaar en logies. Ja. Hy het in gesprek geglo selfs met teenstanders. Die feit dat sy stem stilgemaak is, gaan gesprek oor gesprek noemenswaardig beïnvloed. Gaan die Weste terugdraai na beskawing, redelike debat en politiek van hooflikheid wat erken dat politieke opponente nie letterlike vyande is nie, of gaan die sluipmoord net nog meer geweld ontketen. Ons hoop maar dit is die eerste en nie die laaste nie. Ja, ons hoop maar hierdie poging tot in Engels praat van sanity, tot normale, gesonde denke sal voortgaan. Hier staan 'n berig aan die Daily Maverick, die opskrif daar is, Charlie's death shows that the middle ground is collapsing. Ja, the killing of the right-wing activist reveals an America where political extremism, cultural polarization, and easy access to weapons are pushing society towards heightened conflict and unrest. Dan sê hy, Charlie Kirk's very public death and the massive public mourning by his acolytes and political supporters that has followed may be the harbinger of a growing strife between his people and the people of the woke. Nou sê Leonie, dat jy is of woke, of jy is gesonde verstand, behoudend. Dis 'n prentjie onder, daar's almal wil net skiet, daar's Trump aan die regterkant ensovoorts, ja. Soos die polarisasie is ongelukkig, Tja. die middelmatige grond, wat eers daar was, kalbe weg en net jou 2 ander groepe. Oom, dan het ons hierso een van de Kiefnes. Om al gehoor van de Kiefnes. Nog nooit, wat is Hulle 'n dit? paar keer van hom gehoor. Hy het, ek dink, 'n baie populêre liedjie geskryf oor load shedding. O, Ja. Sy naam is nou, ek dink weet om wie hy, glad nie, geen idee. ek dink sy naam is David Scott. Ja, En het sê nou hierso, de Kiefnes verloor kontrak omdat hy Kirk verdedig. ai, R500.000, 'n R500.000. omdat Kyk hy net nou hierso. iets positiefs gesê het oor Charlie Kirk. Dit sê hierso, hy was al voorheen uitgesproke oor politieke sake, maar nou het David Scott van die elektroniese musiekgroep The Kiefnes 'n groot kontrak met 'n internasionale handelsnaam verloor omdat die Amerikaanse aktivis Charlie Kirk verdedig het. Scott het maandag op X geskryf, dit is nie moeite werd. Hy sê dat die kontrak vir hom R500.000 werd was. Scott wou nie gister die naam van die handelsnaam aan die burger bekend maak, sodat dit geverifieer kan word nie, omdat hy sê, sy agent is steeds in gesprekke gewikkel om te bepaal presies watter van Scott se uitlatings oor Kirk die handelsnaam of hulle agentskap afgeskrik het. Ja, dit is goed, mens weet Ja. wat het ek gesê, wat is verkeerd? Ja. Daarin sê Scott dat hy en Kirk baie in gemeen het. Ons is albei wit mans, Christene, egenote en paas. Ek glo dat Charlie baie gematig was in sy oortuigings. Ek glo ek is ook. Charlie was 'n goeie mens, hy wou gesprek voer en hy's daarvoor doodgemaak.
Hy het altyd met deernis en respek gedebatteer. Die manier waarop hy gedood is totaal onverdiend en gewelddadig. Hy het ongelukkig 'n martelaar geword. Baie hartseer. Hy het altyd met respek gedebatteer. Jy Absoluut. verstaan? Ja, Ja, vreeslik mooi. Dis nou ene uit die Engelse koerant, selfde brug, I lost 500,000 deal. The Kiffness reveals he had a gig canned for defending Charlie Kirk. Jy moet niks positief sê nie, dan sal die hoop mense jou kom elimineer. The authors captioned the post, just lost a 500,000 campaign because I defended Charlie Kirk. Worth it, to be honest. He went from university to university speaking the truth and winning hearts. Hy was so mooi beskaaf met sy optrede, net hy gaan baklei nie. Hy het ook gaan debatteer en gesprek voer met die mense. He was on course to become the next president. Ja, hele paar mense so gesel. He added the following day, liberal literally means willing to respect opinions different from one's own. Charlie Kirk debated his opponents with respect, in groot letters, né? He embodied liberalism more than any self-proclaimed liberal celebrating his death. Sure. A Christian's victory is one when they can lead souls that have gone astray into the light. A demon-possessed person's victory is won when these Christians are killed. On September 13, he wrote, weird. The media keeps telling me Charlie Kirk was racist, homophobic and transphobic. Dis wat baie van die berichte sê, né? But here I keep seeing firsthand of black people, gay and trans people saying he was one of the nicest people they've ever met. So who do I believe? Sure. Nou ja, dankie vir Baie sy goed gestel. regsinnigheid daar. Sure. Dan het ons hierso albei kante onverdraagsaam. Sluipmoord op Charlie Kirk. Interessante opskrif ook. Dit is 'n klaar so angel aan. Sê maar niks nie. Die sluipmoord op die konservatiewe Amerikaanse aktivis Charlie Kirk was verskriklik. Niemand verdien om vermoord te word nie. Dit is egter kommerwekkend om te sien hoe die reeds gepolariseerde Amerikaanse samelewing verder deur die moord verdeel word. Dan sê dit hierso, Kirk, 'n vriend van die Afrikaners, is 'n held en martelaar vir plaaslike konservatiewes en regses, met die gevolg dat talle onverkwikkelike boodskappe op X gevolg het. En dan gaan dit so aan. So ja, interessante opskrif oom. Nou wat dink jy van die opskrif? Ek stem nie regtig saam nie, want dit sê albei kante is onverdraagsaam. So ver het ek nog net regtig een kant gesien wat onverdraagsaam was oom. Waar was Charlie Kirk se onverdraagsaamheid? Ons het nou al baie video's gekyk, ek en my vrou het nog nie een keer gesien dat hy onverdraagsaam Dis is. hoekom ek sê. Ja. Ek sê, dit Dis is gebrek aan balans en baie mense het geraak is en 'n hele paar mense het kommentaar gelewer. Hier steek een brief hierso. Byvoorbeeld, Hardus Meinhard, Mosselbaai. Ek lewer graag kommentaar op Gert van Westhuizen se eerste indrukke repliek, sluipmoord op Charlie Kirk, albei kante onverdraagsaam. Die tragiese moord op Kirk verlede week het nie net 'n jong lui stilgemaak nie, dit het 'n morele krisis blootgelê. Dan gaan hy aan verder en sê, tydens 'n oomblik van stilte in die Amerikaanse Huis van Verteenwoordigers, gelei deur Mark Johnson speaker, het 'n Republikeinse senator 'n gebedversoek ter nagedagtenis aan Kirk. Demokrate het egter geskree, nee, soos jy mag nie eers in hulle parlement vir so, wat moet jy sê, slagoffer bid nie. 'n Joernalis het dit later beskryf as dalk die mees afskuwelike oomblik wat ek tot nog in die politiek gesien het. En nee, van 'n Westhuizen, Amerika word nie in 'n gemiliteerde staat omskep nie, want die Trump-administrasie staan vir wet en orde. Hy stem nie saam met daardie van 'n Westhuizen se hele brug nie. Die konservatiewes in Afrika het nie die Trump-ideologie oorgeneem nie. Ons staan net vir die waardes wat die Republikeine nastreef en wat verskil van die van die korrupte ANC-regering. Sure. Dis goed gestel oom. Baie goed gestel. Ja.
Dan het ons hierso een oom Charlie Kirk met kraanslegging in Pretoria vereer. In Pretoria, Ja, plaaslik hier in Suid-Afrika. Wys hoe ver sy ondersteuning trek, né? Dit sê hierso, hy het sy kort lewe gewy aan dit wat vir hom belangrik was, sy mense, sy geloof en sy kultuur. So beskryf Ernst Roots, uitvoerende direkteur van die drukgroep Lex Libertas, die vermoorde Amerikaanse aktivis Charlie Kirk wat Woensdag ten tye van 'n gespreksessie by die Utah Valley Universiteit in sluipmoordaanval doodgeskiet is. Hoewel die bekende konservatiewe aktivis wyd debat ontlok het en deur baie as omstrede beskou is, het 'n groep Suid-Afrikaners gister by die Amerikaanse ambassade in Pretoria bymekaar gekom om die lewe van 'n held te gedenk. Ja, 'n held. Al was Kirk van die VSA, is daar soveel Suid-Afrikaners wat by hom aanklank gevind het omdat sy geveg oor deel is van die stryd wat ons vandag stry vir die behoud van ons geloof en kultuur. Behoud van geloof, Afrika, die westerse beskawing en die Christelike geloof. Of jy met hom saamgestem het of nie, Kirk was iemand wat met gesonde verstand die internasionale debat gelei het sy dit oor politiek of geloof gegaan het en daarom is ons vandag hier, het Spies gesê. Die Deens filosoof Soren Kierkegaard het eens gesê, wanneer 'n tiran sterf, is sy tyd vir regeer verby, maar wanneer 'n martelaar sterf, begin sy tyd eers, het Spies gesê. Hy meen Kirk sal ook so onthou word. En dis baie waar, we sien dit nou wêreldwyd. Ja. Wêreldwyd. Ek het self gesien Japan, Korea, van alle plekke, ek kan nie glo Ongelooflik. waar die man orals Vereer word. Ja. Hier staan nog 'n briefie wat soortgelyk is deur Hardus Meinhard van Mosselbaai. Die opskrif is Charlie Kirk se missie sal definitief voortleef. En ek lees dit enkele paragrawe. Hy sê, sy werk met sy Turning Point USA het miljoene jong Amerikaners se denke gevorm en 'n merkbare verskuiwing in jeugsteun na die Republikeinse party bewerkstellig. 'n Faktor wat beslissend was in die verkiesing van president Donald Trump in 2024. Wat egter die meeste ontstel, is nie net die daad van geweld nie, maar die reaksie daarop. Die gedrag van verskeie demokratiese senatore en partyverteenwoordigers was nie net laakbaar nie, maar ontbloot 'n ontstellende gebrek aan basiese menslikheid. Die feit dat sommige van hulle teen 'n resolusie gestem het wat politieke geweld veroordeel en Kirk se nalatenskap eer, is 'n morele afwyking. Kirk het vroeër vanjaar gewaarsku. Assassination culture is spreading on the left. 48% of liberals say it would be at least somewhat justified to murder Elon Musk. Dis onvreeslik. Dis skokkend. 55% sê dit saam met Donald Trump. Dis iets vreesliks. Met ander woorde, jy moet al die As iemand jou pla en iets sê wat jy nie verhou nie, dan sê dit okay, hy kan maar doodgemaak word. Dis dan verskriklik. Ja. Dan styt die af hierso. Kirk se weduwee wat nou aangewys as nuwe uitvoerende hoof van Turning Point USA, het die volgende gesê. They killed Charlie because he preached a message of patriotism, faith and God's love. If you thought my husband's mission was powerful before, you have no idea what you have unleashed in this country. 'n Geweldige vloedgolf van steen vir hom. Sjoe. Nou dit is hierso Charlie Kirk's murder, a turning point, né? Dis wat ons net gesê het. Absoluut, ja. Was daar 'n prentjie daarso van hom. A general view of wrath laid by mourners outside the US Embassy in Pretoria following the fatal shooting of US youth activist and influencer Charlie Kirk. Dan sê dit hierso, liberty in the land of the free is in peril when discussion of religion, gender and politics is not only dangerous but fatal. That is the conclusion to draw from the murder of Charlie Kirk for exercising his First Amendment rights to challenge narratives that are contrary to the values and principles upon which the United States was founded. En dit is die hele punt, né? Hierdie was geskryf deur Dr. Duncan van Durban en die hele punt van hom was gewees, kom ons gaan kyk wat sê die konstitusie, waarop was die hulle land gebaseer en alles waarna hulle glo en waartoe dit op pad is. En ja, dit is hy wil letterlik die jong mense terugkry, net
Wat is waardes? Ja. Wat is standaarde? En dat ons moet terugkeer na die Bybel toe. Beskaafde waardes, Ja. Christelike waardes, ja. So, en dan is hier aan die linkerkant, heeltemal iets bietjie weer anders toe. Ja, Hierso sê dit Kirk's legacy built on peddling lies, racist and demagoguery. jy sien die extreme, die ander extreme siening. That say Kirk spent his entire career advancing an agenda rooted in racism, Islamophobia, and virulent hatred toward Palestinians and migrants. He emphatically repudiated Palestinian identity, dismissed the genocide in Gaza, and normalized the dehumanization of entire communities. En dit is geskryf hierso deur Mohammed Said Ja, uit Pietermaritzburg. moslims. Omdat hy nie Israel voor die voet veroordeel het nie, moet hy ook uitgewis word. Ja, nee, dit is tragies, skokkend. Die ding is wat die meeste van hierdie mense het nie sy goed gekyk nie. Dis die punt. Hulle het gehoor wat die media sê van hom en Precies. wat ander mense sê van hom. Hulle het nie sy eie goed gaan kyk nie. En as hulle miskien iets van hom gesien het, was dit 'n kort klip wat ergens uitgehaal was en nie die hele volle video nie. Presies. En ja, en natuurlik as jy nie saamgaan met hulle spesifieke gedagte wat hulle het nie, dan kyk ek het nou die dag ook gehoor waar iemand sê, byvoorbeeld, is in die Koran waar dit is jy's 'n infidel. So as jy nie glo wat hulle glo nie, dan kan tegnies kan hulle doen met jou wat hulle wil. Ja, Verstaan? So dis maar baie gevaarlik, jong. presies. Ja. Hierso is nou 'n interessante ene en dis 'n prent hierso en daar staan agter op die T-hempie geskrywe We are Charlie. Sure. 'n Persoon dra 'n T-hemp met die bewoording We are Charlie op 'n waak van die vermoorde Charlie Kirk, 'n politieke kommentator en bondgenoot van president Donald Trump in die stad Provo in die Amerikaanse deelstaat Utah. En daar is so baie van hierdie We are Charlie, ons stem saam met sy waarde, met sy beginsels. Ja. Ongelooflik. Sure. Hier is 'n video wat ons nou gaan kyk, oom, Ja, wat nou vir ons dit baie mooi gaan wys. nou kom ons kyk. Today, tomorrow, and forever, we will all be Charlie Kirk. Sjoe, oom, het jy hom gesien al die mense? En in Europa, is Amerika nie, as Ja. Europa. We are Charlie. Dis ongelooflik. Sjoe. Nou kyk hierso, hier is nou nogal in 'n Afrikaanse koerant van alle plekke en deur 'n sogenaamde Afrikaner sê, nee, ek is nie Charlie Kirk nie. Nee, ek kan weer 'n kursus. Wonder kom sê hy so. Kom ons kyk 'n bietjie. Ja. En dit is geskrywe deur professor Snyman. Hy was dekaan van die fakulteit teologie en religie aan die Universiteit van die Vrystaat en is steeds 'n navorsingsgenoot aan die Universiteit verbonde. Soos professor Snyman wil nie Charlie Kirk wees nie en hom ook nie ondersteun nie. Nou sê hy so, in een van die talle menings wat gelig is na aanleiding van die moord op Charlie Kirk, sluit Dr. Dirk Herman, bestuurshoof van Solidariteit, op X sy waardering vir Kirk af met die woorde, ek is Charlie. So leef hy voort. Is jy Charlie? 'n Kort antwoord op die vraag is nee. Ek is nie Charlie nie. Dit is nou professor Snyman wat sê, né? Waarom nie? Kirk se standpunte oor 'n verskeidenheid van sake maak dit net onmoontlik om my kritiekloos met Kirk te vereenselwig in so 'n mate dat ek Charlie kan word. Kirk was bekend vir allerlei kontroversiële oortuigings. Ja, as jy wil Is hy 'n teoloog? Hy's 'n teoloog. Hy was dekaan gewees van die hy lei teologiese studente op of hy het vir sy aftrede. Nou wat het Charlie Kirk gesê wat hy nie mee saamstem is my? Hierso gaan dit. Kan ons as gelowiges ons vereenselwig met Kirk se standpunte wat afwysend staan oor getroude vroue wat 'n beroep volg? Charlie Kirk het gesê jy moet trou en 'n familie en kinders. Hy het nie gesê moenie gaan studeer nie. Bedoel dan sy eie vrou het dan 'n beroep gehad. Waarvan praat hulle? Hulle Duidelik lyk my die mense het nie sy goed gekyk nie.
jy's of vir hom, of jy steun hom. Nou hierdie teoloog, en hy's 'n liberale NG teoloog, is teen hom, né? Kyk wat volg nou. Wat weinig of geen sensitiviteit het vir die kompleksiteit van gesagtelikheid nie. Met ander woorde, moenie gays aanvaar nie, moet niks doen nie. Wat onverdraagsaam is teenoor gay persone, wat sterk afwykend oor aborsie is. Wat moet 'n Christen wees? So hy is nou vir aborsie, lyk dit. Hy is vir aborsie, né? Jy moet maar kinders doodmaak. Moord, dis moord in die Bybel. Hy is 'n liberale NG Kerk teoloog. Wat uitsprake maak wat grens aan rasisme. Wat Israel se slagting in die Palestynse gebied kritiekloos steun. Hy het nooit daardie slagting, enige slagting, kritiekloos ondersteun nie. En ek doen nie as 'n slagting nie. As Israel die Palestyn wou slag, doen hy 'n baie swak werk. Ja. As hy wou, kon hy regtig iets aanvang. Daarom is ek nie Charlie nie. Wel duidelik het hy nie sy goed gekyk nie. Maar behalwe dit, hy's 'n ingebore woke teoloog, 'n woke NG Kerk teoloog, wat uiters liberaal is daar. Kom ons kyk, hier is een van Dominee Renier Nel uit Pretoria, en dit sê so: Charlie Kirk voorspel tot institusionele verval. Die moord op Charlie Kirk het 'n wêreldwyd opslag gemaak. Die morele reaksie van die demokratiese DEI, diversiteit, billikheid en inklusiviteit in Engels, woke aktiviste in Amerika noodsaaklik alle kerke om moreel opnuut te besin. Kirk se moord word tereg tipeer as die vrug van die institusionele verval van logiese dialoog en oortuiging. Dit lei die sogenaamde doodsroggel in van ons ideologiese stelsel. In hierdie geval kies die betrokke ondersteuners vir geweld en selfs sluipmoord eerder as debat. Ook verdans op die opponent se graf in die plek van verdraagsaamheid en menings. Oorgezet zijnde, verdwing landy tot swye en kansellasiekultuur. Waar plaas dit die algemene sinodale kerkverband? Met verskeie besluite wat onmin en kerktwis tot gevolg gehad het, was die algemene sinode se leierskap se verduidelikings ontoereikend en dit het gelei tot verdere twis en onmin. Verskeie versoeke van behoudende leraars tot bilaterale dialoog met die algemene sinodale kerkverband se leierskap was geweier, kultuur van swye. Ander pogings wat ooreenkomste toon met die demokratiese dans op kerklike opponente se grafte, is die nietige verklaring van behoudende leraars se leraarslisensies. Hierteenoor behou vrysinnige leraars hulle lisensies, selfs al bely van hulle openlik hul preek sonder geloof. Gaan die vrug van Kirk se dood ook die algemene sinode se institusionele verval vinniger teweegbring? Net die tyd sal leer. Ja. Ja, dit is die ding, nee. Ek weet van NG dominees wat erken dat hulle glo nie in God nie, maar hulle is nog steeds dominee. Hulle letterlik erken dat daar is nie regtig bewys dat daar iets is God nie. Hulle glo nie in die Bybel nie, hulle glo nie in God nie, maar hulle is nog steeds 'n dominee. En hulle is fyn, want hulle is in 'n ruimhuis. Ja, Maar die probleem is, die ruimhuis het net spasie vir almal behalwe as jy konservatief is. Behalwe as die Bybel gedoen. Nou, baie interessant, jy weet, daar die selfde dominee Renier Nel het my 'n paar notas gestuur en hy sê dat hierdie professor Snyman het vir hom klas gegee. Regtig? Ja, en hy skryf as hy sê in sy eerste klas wat hy ingeloop het, hierdie professor Snyman gegaan op die bord 'n groot vierkant getrek en in die middel getrek 4 klein sirkeltjies. En hy sê daardie 4 klein sirkeltjies is wat julle tokkelokke nou hoe julle die Bybel verstaan. Ek is hier nou om julle sninge te verbreed, die hele groot blok in. Ja, die ruimhuis, né? En hy sê, by die volgende lesing het die professor 'n hele paar verkeerde uitsprake gemaak. En toe het hierdie selfde dominee Renier Nel kommentaar gelewer en hy het Nuwe Testament tekste aangehaal om sy siening te staaf. En toe sê daardie professor, hy sê, ek is bybelvas en nie
teksvers vas nie. Bybel vas, maar nie teksvers vas nie. Die groot prentjie, die wye rymhuis, moet net nie. Ek was eendag by 'n praatjie Maar gewees. daai is 'n oksimoron. Ek weet, Dit maak glad nie sin nie. jou teksverse is die vertrekpunt van jou Bybel verstaan. As jy sê, jy is nie teksvers vas nie, maar jy is Bybel Dit is om vas. te sê, ek hou van my vrou, maar ek hou nie van ons huwelik nie. Dit maak glad nie sin nie. Dit is dieselfde ding. Jy sien, dit is onsekuriteit aan jou teologiese slinge. Ja, en hy sê, hierdie professor Snyman, sy taak in die lewe was om selfde geslag huwelike, die gays in die NG Kerk te normaliseer. En sy taak daar in die Vrystaat was om al die predikante te lobby om pro-gay te word. Daar het die mens nou eerstehands. Al wat ek kan sê is as daar jong mense is wat wil gaan swat vir teologie, maak absoluut seker dat jy die Bybel beter ken as die agterkant van jou hand. Ja, en pas op waar jy gaan swat en onder wie jy swat. Hulle gaan, Dat jy kan nie, maak nie saak waar jy gaan swat nie. As jy daar instap, moet jy die Bybel beter ken as die ou wat daar voor staan. ja. As jy nie gefondeer is op die woord nie, dan dan gaan hulle jou ore aansê. ja. Hierso 'n Bullet Against Normality, The Assassination of Charlie Kirk, by Paul Hutton. The attack was against all of us. Charlie Kirk's assassination was not just an isolated act of violence in Utah. It was a strike at every conservative across the globe. From America to Europe to South Africa. It was a declaration of war against everything normal. The family, faith, truth, order and freedom of speech. The bullet that struck him was meant to silence an entire worldview. The enemy was shown the hand. When debate fails, they resort to intimidation and death. This is no longer only about Charlie and his young family. His death is now the symbol of an uprising, the moment when the pushback begins against the woke left, against liberalism, against the destroyers of normality. Ai, Ja, dit is baie waar, né? En maar die ding is ook net, hoe word dit gedoen? Dit word op dieselfde manier gedoen as wat hulle dit doen nie. As jy gaan kyk daar na die begrafnis, alles was ordelik. was nie, hulle het Niemand die het winkels enigiets gebreek nie. en afgebrand, Ja. gebou in die brand gesit So, of wat ook al nie. dan sê dit so, Charlie's mission and legacy. Charlie Kirk was more than a commentator. As the founder of Turning Point USA, he mobilized millions of students across America to embrace freedom, faith, and responsibility. He taught campuses with humor, logic, and grace, bringing young people into the political process like no one else before him. He championed free speech and called out the hypocrisy of universities that claimed tolerance while silencing dissent. This is why he was targeted, because he awakened a generation the left wanted asleep. Ja, hy het 'n geweldig, as jy kyk na sy video's, 'n geweldige invloed daar gehad. Wêreldwyd. Ja, Wêreldwyd. South Africa is not exempt. This is not just America's crisis. South Africa is living under the same ideological war. Families are gutted, crime unchecked, farmers murdered, faith mocked, and conservative voices silenced. The same forces that took Charlie's life drive chaos here. His assassination is not only Utah's tragedy, it is Pretoria's warning, Cape Town's wake-up call, Johannesburg's challenge. The fight for normality is global and no nation is spared. Baie goed geskryf. Pragtig, pragtig. Hier is nou ook ietsie interessants. Hierso is nou 'n berig, en dit is nou in Sunday Times, deur Peter Bruce. Hy is 'n redelik bekende redaksionele skrywer daar. Hy skryf veral oor 'n finansiële saak. Hy sê, Charlie Kirk's murder will affect us too. Maar dan praat hy nie baie positief nie. Hy is nou ook so en hy is redelik negatief daar. Ek gaan dit nou als lees nie, maar wat ek wil lees is 'n reaksie op sy skrywe daar. En hier is 'n kort briefie deur David Nicol van Bushman's River Mouth. Hy sê, Peter Bruce, dit is nou daardie koerantskrywer, needs help. Peter Bruce must be one of the most ill-informed, closed-minded columnists you use. I would love to take him on in a live debate.
if he watched just one or two of Charlie Kirk's debates on campuses, maar dis soos jy sê, hulle kyk nie na wat hy eintlik gesê het nie, né? Glad nie. He would soon see that Charlie always listened to the other side and always presented facts to back up his views. His knowledge of the Bible, history and politics in America was considerable. He was never afraid to give his straight views on race, LGBTQ, violence or any other controversial subject. Hy het presies gesê, correcte siening daaromtrent, né? He was neither racist or anti-gay, but unwavering in his biblical view of how things should be. Peter is an obvious serious sufferer of Trump derangement syndrome and should seek professional help. Soos hy aanvaar ook nie die gebrek aan balans van die rubriekskrywers nie. Sure. Oom, dan het ons hierso 'n prentjie van Charlie Kirk, sy nuutste boek wat hy geskryf het, net voor hy oorlede is. Ek het gehoor daarvan. En iemand het my genoem dat hulle sien maar hy is nommer 1 op die bestseller op Amazon. En ek dink, dit kan nie wees nie, want die boek was nog nie gepubliseer. Die boek is nog nie, hy kom eers uit in Desember, maar die mense koop het, lyk my pre-order dit. Pre-order. En daar so baie mense wat gegaan het, dit gepre-order het, dat dit die nommer 1 seller was op Amazon. En number 1 non-seller, of number 1 kan nie seller, non-seller. Die boek is nog so hier is 'n prentjie, daar kan jy nou sien, daar is sy boek, nommer 1. En baie interessante boek. Die titel is Stop in the Name of God, Why Honoring the Sabbath Will Transform Your Life. En baie, ek het so 'n bietjie gaan lees oor die boek, en dit blyk nou 'n fantastiese boek, ek kan nie wag om te lees nie. Baie interessant, hy was mos 'n sabbathouer, baie interessant, ek sou ook graag wil lees wat hy daar sê. Sjoe, né? Nou ja, dit is nou die einde van ons praat oor Charlie Kirk, en ons kyk nou hierso na die ander groot gebeurtenis, en dit is nou die, wat moet ons sê, 'n non-event in Engels, dit is nou die wegraping, wat nie waar daar geen wegrapings was nie, wat nie gebeur het nie. Kom ons kyk daarna, dit was 'n groot, dit was doodstil aan die koerante, tot die dag voor het, en toe daar begin gons, want natuurlijk op die sosiale media, lang, hulle groot ophef, nee, nou is dit gekom en is verby, en jy is nog hier, ek is so bly, jy is nog hier so, ne? Kyk na hierdie bruggie. Dit was nou net voor die wegraping sou gebeur het. Ark se deurklap toe Dinsdag. Is jy in of uit, vra Dani Botha? Wel, ons twee is al twee uit, maar die ek dink enigiemand is nie, ne? Nou is 'n paar plekke wat ek lees. Die Here het hom gekies om sy volk in Suid-Afrika voor te berei vir die wegraping wat vandag begin, het Botha gister gesê. Dit is nie ek dapper of meer geestelik as ander is nie, maar die Here het my in Suid-Afrika gekies om my volk daarvan te sê. Sjoe! Nou wonder ek, hoekom baie sterke woorde. Baie sterke woorde. Hoekom kies die Here hom en nie van my of van jou of 'n ander teoloog of 'n ander persoon nie, né? Die 61-jarige sanger sê hy dra al maandelang swaar aan die skok nuus oor die wegraping. Dit was nie vir my maklik toe die Here met my begin praat het nie. Nee, om die gewig te dra van wat die Here vir jou sê, is nie maklik nie. Botha stuur hom nie veel aan mense of selfs groot kerkmanne wat hom as 'n vals profeet uitkyk nie. Die Here het volgens Botha die datum van die eindtyd in gebed as ook deur tekens in Bybelteks aan hom geopenbaar. Dan gaan hy aan verder, né? Die Here gaan die aarde op sy kop draai. Eensklaps, net so waarsku Botha. Jy gaan Jesus môre, Dinsdag, sien. Hy raai sy medelandsburgers aan om op hulle knieë te sak en hulle sondes te bely. As jy in verhoudings is waarin jy nie moet wees nie, los dit. As jy kwaad is vir mense, vergewe hulle. Die uurglas loop leeg. Die ark se deurklap môre, Dinsdag toe,
is jy in of is jy uit? En na ander plekke praat hy hierso ook wat Charlie Kirk trek in hierso, dit was ook 'n teken vir hom ensovoorts. Nou ja, soos Dani is direk. Wat is die, as oom nou daai, wat hy daar so sê, wat is wat heel eerste vir hom uitstaan? Wat vir my heel eerste uitstaan, is, wat hy glo, is gebaseer op gevoel, en nie op die woord nie. Hy het nie een keer enige skrif aangehaal nie. Hy het nie soos Jesus Christus gesê, daar staan geskrywe, Christus self het die woord aangehaal. Sien, die vyand speel op ons emosies, en hy gebruik ons emosies, om ons te oortuig. En ja, emosies speel 'n rol in ons lewens. God het ons geskep met emosies. Maar ons kan nie toelaat dat ons sintuie gebruik word bo die woord. Bo die skrif nie. Ja, die woord van God staan. Absoluut. En alles moet gebaseer word op. Nou, hierso is 'n paar mense wat ingeskryf het op Facebook, toe hulle nou hierdie gelees het van hom. Die eerste persoon sê hierso, jy sien net so voor betaaldag. Ek het dis heel maand vir niks gewerk. Ai. Ja nee. Dan gaan die volgende een daar, Jan Koffie sê, lyk my Woensdag is nasionale braaidag, is nou in sy chops en hy wil dit nie mis nie. Nou pun intended. Ja. Want die volgende een sê, watter tydsone? Begin dit in Nieu-Seeland en werk in sy pad om die aarde, of hoe skakel sulke kosmiese gebeurtenisse in met ons datums en tyd? Dis 'n goeie vraag, hè? Dis 'n goeie vraag, Daniel. Daar kan jy... Maar ek bedoel, Nieu-Seeland en Australië is amper 'n hele dag voor ons. Ja, nee. Dan die volgende, Ion Engelbrecht. Dani, die deure van jou loopbaan is al wat gaan toeklap. Sterkte aan jou en jou volgelinge. En dan sê die volgende, maak nie saak wanneer dit gebeur nie, wees altyd gereed. Ja. Ek verskil ook van hom, want net God ken die tyd en die datum. Dis nou 'n baie goeie een daai, want ek word dit ook genoem het, dat baie keer word daar mense maak datums vas, en hulle sê hier en dan sê hulle daai, baie keer met die wegraap ook sê dat, jy weet, die wat agterbly gaan 'n tweede kans kry, en so aan. Ons kry elke dag miljoen kansse. Ja. Elke sekond wat ek leef en asemhaal is 'n oomblik, is 'n kans wat God vir my gee om die regte ding te doen. Dis reg. So daar gaan nie 'n tweede kans wees nie, want ons is trek al by ontelbare kansse wat God vir ons gegee het. En dan die tweede punt is wat hulle nou hierso noem, is dat ons moet altyd gereed wees. Ek kan môre hierso uitloop en 'n perd kan in my vashardloop en ek kan weg, wat ook al. Skorpioen kan my weer 'n keer steek en dan iets kan met my gebeur, so my saak moet altyd reg wees met die Here. Presies. Dan die volgende persoon, Rixie sê, ek sal verkeerd wees en mense waarsku eerder as reg en niemand het geweet nie. Ja, maar is jou ywer baseer op die Bybel of nie, of wat? Dan gaan of hy reg is of nie, die vraag is, as hy reg is jy reg? Jy moet altyd reg wees, né? Dan die volgende ene, Hanley Engelbrecht Nel sê, onthou, almal het Noag ook gespot. Weet net, Jesus se koms is naby. Ja, Jesus se koms is naby, maar Jesus het nooit gepraat van 'n wegraper nie, hy het gepraat van 'n wederkoms. En hierdie mense verwar die wederkoms met die wegraper. Ons het voorheen nou gepraat, in tekste gelees daar, hoe hulle dit als verwar. Die ding is, Jesus het mos baie duidelik sê, niemand ken die uur nie. Ja. En sê nou net, hy is reg, wat dan? Ja. Hy was nie reg nie. Ja. Nou sê jy berig in rapport, het dit opgeneem, rapport een van die min koerant, ek dink die eerste Afrikaanse koerant van enigiets geskryf het, ne? Gospel sanger Dani het 'n konsert na sy wegraping. Ja, was my ook skokkend geweest, maar dit is bietjie duideliker hier, ne? Dit sê so, tog het 'n plaaslike gemeente 'n konsert vir 4 Oktober in sy naam in Caroline geadverteer. 11 dae nadat hy glo reeds in 'n oogwink hemel toe sou gaan. Boeta se advertensie sonder sy toestemming geplaas. Hulle het die konsert klaar bespreek voordat ek die openbaring gekry het. Nou kan 'n mens die vraag vra, was die Here bietjie stadig met die openbaring? Hoekom nie bietjie meer kennis gegee nie? Maar natuurlik is vals. Hy het nooit so openbaring gegee nie. Ek het vir hulle gesê hulle moet dit kanselleer.
maar niemand glo wat ek sê nie. Ja, niemand glo nie. As hulle dit daar wil hou, go for it. Ek is nie hier nie. Die 21ste September kom Jesus ons haal. In sy YouTube video's, die wegrapping is hier tydens min, en die laaste 7 dae verkondig Botha dat die Bybelse feeste met wiskundige presisie die tydsberekening bevestig. God is 'n wiskundige. Hy werk alles presies. Nou, ek wil baie graag daardie wiskundes, en ek het ook wiskunde studeer op universiteit, en ek wil graag Dani se wiskunde sien wat hy hier aanhaling gebruik. Ek het dit nog nêrens gesien nie. Volgens hom is die fees van trompette 'n aanduiding van die September wegraping en Yom Kippur in 2032 die einde van die verdrukking oor 7 jaar. Waar kry jy dit? Botha sien ook tekens in alledaagse gebeure. Hy vertel hoe die telling 33 tydens sy seun se rugbywedstryd vir hom 'n hemelse boodskap geword het. Die rugbytelling word vir jou teken. Klaar is fout dan, hè? Die Here sê vir my, dis my getal. 33 is die ouderdom van Christus. Haai, nee? Die volheid van my beloftes en die volheid van die werk wat ek aan die kruis gedoen het. 7 dae nog, dan is dit klaar. Waar maak hy die gevolgtrekking? Parallel, né? Selfs die kleure van die letters op die telbord het vir hom simboliese waarde. Rooi is my, God se bloed. Haai, wit is my geregtigheid. As jy nie my geregtigheid aantrek nie, gaan jy nie saam nie. In dieselfde video kritiseer hy die Maori Haka as 'n abomination vir God. God hou niks daarvan nie. 'n sentrale deel van die profesie is Amerikaanse konservatiewe aktivis Charlie Kirk se dood, wat hy as 'n profetiese teken lees. Nogal, né? Die Here het my gesê, Charlie se dood is die turning point van die vrye mense op aarde. Sy naam beteken free man of free warrior. Dis die laaste vrye mense wat weggeraap word as die besyne blaas, sê Botha. Sure. Hy lees dinge aan, hè? Sure. Dan gaan hy aan. In 'n WhatsApp boodskap aan rapport verskerp Botha sy waarskuwings. Die ark se deur gaan toeslaan. Klim nou in. Jy het nog 'n paar dae om jou saak met God reg te maak. En verder aan sê dit, gevra wat hy aan sy volgelinge sou sê as niks gebeur nie, antwoord Botha die bloed, sy profesie te herhaal. Ek beloof jou, op die 20ste gaan jy sien met watter krag God die aarde tref. Wag tot die 27ste, dis al wat ek vra. Hy glo nie die boodskap aan die geloof skade aandoen nie. Meer as 2 miljoen mense het by boodskap gehoor, van wie 80% se lewe positief verander het. Jou geloof moet in Jesus wees, nie in Dani nie. Ek is net die boodskapper, nie die boodskap nie. Hy verwerp ook kritiek dat sy ervarings hallusinasies is. Nee, ek het nog nooit professionele hulp gesoek nie. Ek is nie mal nie. God het regtig met my gepraat. Ek sou graag meer wil weet hoe en wat, né? Oor die wêreld droom kinders drome en sien mense gesigte. Dis nie net ek nie. Ai, Sure. nou ja, Die ding is wat vir my baie uitstaan daarso, ja, is weer eens, en ek wil hê almal wat kyk na die program of luister na die program, moet self bietjie ondersoek en refleksie gaan doen in hulle eie lewe. absoluut. Nee? Oor hoe praat God met jou? Ja, En hoe dink jy ja, praat God met jou? Want dit is krities, want anders te gaan ons mislei word. Nou, ons leef in die eindtyd, ons weet dit. Ons kan dit sien wat in die wêreld aangaan. ja, Maar ons gaan mislei word as ons nie weet hoe God met ons praat nie. ja, En mense moet gaan Bybelstudie doen, gaan kyk, hoe het God gepraat met sy mense in die Bybel? Hoe het God met hulle gepraat? Want as ons gaan op ons gevoelens, en ek het nou 'n woord daar raak gesien, en 'n nommer daar raak gesien, en is verskillende kleure, en ek dink, dis die manier hoe God met my praat, of my emosies, of
wat 'n gebeurtenis nou, Anders is net dood, 'n lekrake so. gebeurtenis, wat ook al dit mag wees. En ek gebruik dit oor, dit is hoe God met my praat. Dan is dit 'n probleem. So, byvoorbeeld, daar's 'n baie goeie voorbeeld, ek het 'n boekie eendag gelees, waar die ou storie vertel van die man, heel eers die Bybel opgetel, en hy slaan die Bybel oop, en hy lees daarso van Judas wat homself gaan hang, en hy maak die Bybel toe, en hy wil nie daar praat nie, en hy maak hom weer oop, en lees hy, die volgende teks wat het sê, go ye and do ye likewise. Verstaan jy, soos in, dit is nie God se Bybel, dit is nie die woord werk nie. So, ons kan nie op ons eie manier dink, dit is hoe God met my gaan praat, of dit is hoe ek die waarheid gaan ontdek, of wat ook al het mag wees nie, is dat God praat met ons op 'n baie spesifieke manier, ons moet gaan uitvind, hoe is dit dat God met my praat, hoe is dit God met al die mense gepraat het in die Bybel, want anders te gaan ons mislei word. Absoluut. En die punt is, God gaan nie met ons praat teenstrydig met wat in die woord staan. Dis die hele punt, soos nêrens daar het ek enigiets van die Bybel gehoor nie. En sy boodskap is teenstrydig. Die Ja. Bybel praat nie van die wegraping, die Bybel praat van die wederkoms, wat 'n totaal ander gebeurtenis is as die wegraping. So. Wederkoms gaan daar nie party hemel toe, en party bly agter, en so voort, nie glad nie. Dit is totaal onbybels. Dan het ons hierso een van Dr. Bernard Fikker. Ek ken hierdie oom. Ja. Ek hou nogals van as hy skryf oom. Het sê hierso, as die wegraping nou nie vandag gebeur nie. Op sosiale media, webwerwe, WhatsApp groepe en selfs in die media. Gospelsanger Dani het 'n konsert aan na sy wegraping rapport. Gons se tans oor die dreigende wegraping. Is lesers hier bewus of onbewus van hierdie katastrofiese gebeurtenis wat ons bekruip het? En wat doen hulle daaromtrent? Die wegraping profete, onder wie die bekende gospelsanger Dani Botha profeteer met toenemende karismatiese ywer dat die wegraping op 23 en op 24 September sal plaasvind. Daarvolgens sal al die wat gered is op die datums weggeraap word, die hemele in, met katastrofiese gevolge vir diegene wat agterbly. Die wat gered is en hulle motor bestuur sal daaruit weggeraap word en die motors sal verongeluk en passasiers moontlik dood. Gevolglik word gevra dat geen wegraping gelowige al motors op die dae bestuur nie. En as jy vleienier is, bly maar op die aarde asseblief, want jy stel jou passasiers se lewe in gevaar. Diegene wat nie weggeraap word nie, het egter niks om oor te bekommer nie, want hulle kan vir die volgende 3,5 jaar hulle nog bekeer en hulle lewe in orde kry, totdat die wederkoms plaasvind. Omtrent al die karismatiese kerke preek die wegrapingsleerstellings. As die wegraping nou nie gebeur nie, sal hulle lidmate ook moet begin doleer teen valse leerstellings, soos wat in die NG Kerk gebeur. Dan sal die kaf van die koring geskei word, die waarheidpredikers van die vals wegrapingsprofete en die kerke wat vals wegraping dogma verkondig. Nadat die wegrapingsdatum gekom en gegaan het, sal 'n verskywing hopelik plaasvind van die dwaalleer en wegrapingkerke na kerke wat getrou Bybelse waarhede verkondig. Ja, en dit is baie belangrik, want wat my pla is baie keer hierdie mense, as jy deur hierdie ding, dit is hartseer. Nou hierdie mense is opreg, hulle glo dit gaan gebeur. Wat die opregtheid. En nou dat dit gebeur nie, jy weet jou hart is gebreek en jy, Party mense gaan geloof verloor. dit is die probleem. En die ongelowiges sal spot en sê, ja, julle is totaal verkeerd, die Bybel is nonsens, al die, maar hierdie wegraping is nie Bybels gebaseerd nie. Absoluut, dit is nie 'n Bybelse boodskap nie. So dit is baie tragies. Sure. Ja, nou ja, ek sê was 'n interessanter ene. Dis nou 'n Kales dorper en hy sê, basta met die wegraping, nou braai ek. Want braaidag was ook 'n wegrapingsdag. Ai. En hy wil 'n rekord maak. Dit sê so 'n man van Kalsdorp het gister met sy tweede poging begin om 'n Guinness wêreldrekord vir die langste braaimarathon op te stel. Ondanks voorspellings dat die wegraping Dinsdag of gister sou geskied. Sure. Nou my vraag is, was hy rapture ready? Was hy gereed? Moet jy of mag jy braai voor jy kom? Mag jy eet of wat? Ja, jy kan eet ook. Jy kan eet, jy kan braai, so hy het nie inderdaad iets verkeerd gedoen daarso nie. Ja, dit is 'n storie. Ja. Dit is 'n storie. Die ding is, soos wat ons net genoem het, is as enige tyd kan jou tyd wees. En wat dan?
So jy moet altyd gereed wees. Maak nie saak as jy besig om kos te maak, as jy besig om te bestuur, wat ook al dit mag wees. Jou lewe moet altyd reg wees met die Here. Elke dag die regte paadjie met die Here loop. Jou paadjie moet reg wees. Ja. Absoluut. Jong, hier is nog so 'n hele paar uiters interessante dinge. Ek hoop ons kan vandag klaarmaak met hierdie rapture storie, maar hier is nou 'n berig wat die oorsprong van hierdie valse rapture teorie nou uitbreek, waar die Jesuïte dit ingebring het, en ons sal dit maar moet los tot volgende keer. Ek wil daarna verwys, soos kykers, want tydjie is op. Kyk saam daar, praat ons 'n bietjie oor waar hierdie valse onbybelse leerstelling vandaan kom, sal jy 'n bietjie meer insig gee daaroor. Sterkte, ons praat weer saam volgende week. Totsiens.